Hallo, hier is dit nou, dis Boersoeke vrou, of is dit dan nou, ook is lang in een kleine goeie show. Hi, ek is Lisa met die rooi hare en ek kyk Boersoeke vrou sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 17 episode 14 recap. Hoi, hallo. Ek drink vandag 'n lekker bottel Spier Sauvignon. Jo, en ek is finally terug by die huis. Dit is 20:09. Okay, so right, kom ons begin met vandag se episode. En dit lyk soos vakansie. En wat kan nou beter wees as son, see en vakansie? En dit ruik soos vakansie. Om romanse te laat blom. So dis vakansie! Dis die vakansieweek. En hulle is bietjie by die Weskus vir 'n slag. Paternoster staan al lankal bekend as die juweel van die Weskus. Okay, budget increase, I see you. Met genoeg geduld en passie kan enige hart gevang word. So right, ons sien al die couples. Willie en Silmarie is daar. Ons is op vakansie. Ons het dit tot hier gemaak. Rudy en Hannes is daar. Nogal vanoggend toe net na die vliegtuig afgeklim het ek dadelik laat weet ons gaan Paternoster hierdie week. Ek het net geweet. Evert en Lauren is daar. You said Weskus, you did. Ja. Pieter en Ansel is daar. Dis ons eerste keer saam. Ja. Nee, hetzelfde. Dit is ook my eerste keer hierso. En Rudy en Lenmarie is daar. Ek was al voorheen nie gewees, is 'n ongelooflik mooi destination vir my. Ek het altyd gedink ek sal hier trou. Ironies genoeg. Hallo? Wie Ek is Lenmarie. En kyk hoe styf sit hulle te mekaar. So right, Rudy sê hy het net nooit eintlik daai spark met Lazelle gevoel nie. Maar daar is nooit, althans van my kant af, was nooit daai koneksie nie. Ons sê dit kind of geweet, let's be honest. Let's be honest. Aanvanklik was Lenmarie onder my top 10, wat nie opgedaag het nie. So blykbaar was Lenmarie deel van Rudy se top 10 briewe, maar toe sy op die vliegtuig moes klim om Kaap toe te gaan vir die blitsafsprake, toe kry sy koue voete. Toe skryf sy vir hom blykbaar nog 'n brief op Facebook Messenger. Na die tyd het sy my gekontak via Messenger, né? En toe gaan hulle op 'n koffiedate En van daar af toe ek by haar gaan kuier, gaan koffie drink. Sy by my kom kuier en toe nou vir hulle derde date bring Rudy haar op vakansie. en dan is ons hierso. Ek was dit geklik. Ja, dit was lekker geweest. Ja, okay. Dankie Sari.com vir die info. Plus hy het vir Sari actually gesê dat Lenmarie was sy eerste keuse. En toe hy soos by die blitsafsprake was hy soos, waar is sy? En toe moes hy nou maar net aangaan met die proses. Insane! Okay. Maar ek voel hulle is letterlik die voorbeeld van koue voete maak warm liefde. Koue voete maak warm liefde. Koue voete gehad en net hulle warm. Okay, anyways, so raai die 5 happy couples, eet 'n bietjie pizza, drink 'n bietjie drinks. En dit gaan nog so goed met almal. First impressions is almal baie gelukkig. Jy kan dit sien. Dit is nogal lekker om te sien. Ek is so trots op die seisoen. Dis soos die eerste keer in jare wat daar nie 'n single boer is nie. Niemand is hier met 'n lang gesig nie. Niemand het alleen op vandag nie wat groot plesier is. So Lauren en Evert sê hulle doen moeite vir mekaar, maar dit is nie vir hulle moeite nie. Kind of make the effort. The communication's been there. And we've made it. We've put in the time and effort. The whole 2 weeks. The whole 2 weeks, it was long. Love it. Hulle lyk baie verlief. Willie sê hy's nog genoeg vir Silmarie nie. Baie. Glad nie moegie. Man. Was hy so maklike mens dit al. En Pieter sê hy het van Zel op Valentine's Day gevra om sy meisie te wees. Ja, nee, ek het al gevra om my meisie te wees op Valentynsdag, so ja, nee, dit was baie spesiaal. Dit was baie oulik, ek moet sê. Ons het ons eerste official couple. Wow! Dis hoe ek ook sit voor die TV en skree. Maar Rudy en Hannes sê dit was nog nie regtig 'n label nie. Waar staan ons nou? Wil jy sê? Hulle het nog nie regtig 'n vaste antwoord op waar hulle staan met mekaar nie. Ek dink ons albei is positief hier. Tyd gaan vir ons 'n antwoord gee. So. En Rudy sê hy en Lenmarie is net platonies. Die vloer is joune. Op die oomblik wat ons verhouding betref is baie platonies. Maar ek dink hy lieg. Die vibes is nie platonies nie, okay? Ons wil mekaar beter leer ken en net mekaar geniet en dan kyk ons van hier af. Ja. Dan is dit die volgende dag Vandag is die dag wat ons boere en pasmaats uitvind wat die week vir hulle inhou. en hulle gaan almal op 'n
cruise. Ek dink nie hulle gaan vir een oomblik teleurgesteld wees nie. Ek voel so in hier vandag. En hulle drink champagne, Love a Booze cruise, meer as Tom Cruise. Julle weet dit teen die tyd al. Wel, en Pieter kry 'n soentjie. Ja, ek het dit baie geniet. Ons kyk lekker saam. Julle, hierdie twee gaan trou. Ek sê julle nou. En almal sit maar lekker naby in hulle koppels. Dis 'n goeie teken. Ons is letterlik en vergeet ek in dieselfde bootjie. Sy's funny. Hoekom het ek nie aan daai joke gedink nie? Daarna kry hulle soos 'n hele boere Bahama experience. Enige gesiggie wat ek sien wat so gaan. Het ek ook al mense gevra om huis toe te gaan. Want die oes Okay, oom. En hulle moet oesters eet. help julle self daarmee. Kom ons lê my naby aan die hart. Yummy. Dit is nuwe Die mense gebring op verseker. Ek is te arm om te maak asof oesters lekker is. Okay. Dit was definitief iets anders en lekker geweest. Kyk aan Zel se gesig in die agtergrond. Ja, het was interessant. I feel you, Zel. I feel you. Op 'n stadium gee die oom ook soos vir hulle visvelle. Hierdie is visvel. En gewoonlik is die vel mos by die stukkie wat ons weggooi. Ek is net nie adventurous as dit kom by kos nie. Bly ek was nie daar nie. Maar kyk dit vir Rudy en Lenmarie. Maar die feit dat hulle sê dat bokvleis is die gesondste vleis wat jy kan kry. Julle? Dit is nie hoe platoniese vriende met mekaar is nie. I'm just saying. Rudy. Almal word dan die vraag gevra of jy hulle favourite couple. Wie lyk vir julle die gelukkigste uit al die paartjies uit? Ons. Okay. Definitief William sal. Ja, ek dink wel. My gunsteling paartjie is definitief Willie en Silmarie. Nog 'n punt vir Willie en Silmarie. Nee, ons gunsteling paartjie is eintlik Pieter en Willie. Lauren en Evert hulle sê ook hulle self. Ek is my gunsteling. Jy is my gunsteling. Mooi julle. En Rudy sê Rudy hulle. Definitief Rudy en Lenmarie. Ek kan sien Lenmarie gee dit vir hom. Sy gee vir hom daai ruimte wat hy nodig het. So ek dink niks votes vir Rudy en Hannes en Lauren en Evert nie. Okay. Ek moet sê, al moet ek dit self sê, dis 'n fucking pragtwerk. Kyk dan net daar. Wat is die volgende stap? Anyways, volgende dag en dit is tyd vir 'n double date met Evert en Lauren en Rudy en Hannes. En hulle gaan visvang. Ek het seker wat 40 jaar terug laas 'n bietjie diepsee gaan visvang. Okay. Maar jy sê Evert, jy moet die visse vasvat, nie albei nie. Actually, you brought it up. Ja, You feel like going fishing? Deep sea fishing. Hou net die handjie net by die knie gee. Yeah, I think my thing was always kind of the motion sickness. Sy maar ons hoor Rudy sê hy het bietjie emoos geraak omdat hy teruggedink het aan hom en sy pa en sy kinderdae. Ek het hoendervleis gekry en ek dink aan die dae toe my pa my eerste keer op die diepsee uitgevat het en ek het dit weer herleef en dit het actually my trane teruggebring. Evert hulle kry dan 'n visie. Check it lo. Yeah. Maar is meer interessant om te hoor wat se bynompie hy verloor het. Lo? Well done, Lo. And that wasn't me. Mr. Loha. Hey, okay. Look at this thing. Hey, is dit 'n lava? I caught a shark. En Evert sê iets wat baie belangrik is. Maak ons ook hoe moeilik is vir die dag nie. Dit is altyd lekker om net rustig saam met haar te kan wees. Dis hoe dit moet wees. Anyways, visie het jy vir my 'n Titanic pose. Lekker Rudy, okay. Daarna het hulle 'n bietjie alleen tyd in hulle couples. Oh, but how beautiful was this morning. You were in your happy place. You were there. So yes. Ag, en Lauren en Evert lyk net asof hulle al jare saam is. So this is actually lunch and dinner getting and very everything difficult. combined. Now have your heart. I feel like just... Plus Lauren maak finally oop. It is never a dull moment with him. There's always laughs, there's always fun. I'd be lying if I said I don't roll my eyes at him a lot of the time. Ja, dit gebeur, Lauren. Dit raak al hoe meer as jy getroud is. But with a smile. En honestly, ek sou nie verbaas wees as Evert net daar op een knie gegaan het nie. I am kind of excited to see where it's going to take us. Maar hy doen nie so. Kom ons beweeg aan. Dan by Rudy en Hannes. Yes, ek het 'n lekker slaap gehad. En Hannes sê hy gee vir Rudy tyd. Ek gee hom tyd, all in good time. En ja. Wat my laat dink Rudy is nog nie heeltemal so verlief noodwendig soos wat Hannes is nie.
Ek dink ons is op dieselfde bladsy. Ja. Maar ja, hulle cheers met hulle appetizers. Ja, cheers. En Dankie. Cheers. En Rudy sê hulle kom lekker oor die weg. kon daar's daar 'n vloei in ons gesprek. Hulle wat dit so lekker maak met ander. Maar Rudy, is dit as vriende of is dit romanties? That's the question. Ek sou dink ons is basies nou in die stadium van 'n baba se stadium van sy lewe tussen die kruip en in die loop. Okay. So basically Rudy sê dis te vroeg vir hom om nou al verlief te raak. Of ek verlief is of haar liefde is, dit kan ek nie antwoord nie. Dit is nog vir my te vroeg. Maar daar's definitief hoop. Daar's definitief 'n kans daarop. Ek hoop so. Ek hoop vir liefde vir julle. Anyways, dan op volgende dag en is die volgende double date met Willie en Silmarie en Rudy hulle. Goeiemôre julle. Ek gaan wat. En hulle gaan 'n bietjie jetski. Ons gaan julle op die jetski sit. En die manne jokes. Ons ry ook hier agter mekaar of crisscross vir mekaar vir die eenvoudige rede, die ou wat brandewyn maak hierdie goed daar is nie breek. Okay. As julle terugkom en julle smiley dop ons julle op. Snaaksie. Okay, goeie reël. En ja, dan is hulle op die water en Willie motor. Ek dink nie ek het gevoel ek gaan nooit afval nie, maar ek het gedink op 'n stadium hierdie ding gaan dalk tief. Arme Silmarie moes klou vir haar lewe. En Rudy hulle geniet dit ook. Baie geneeler in my ore gewees en goeters, maar dit was lekker andersins. Maar die mans is kind of meer gefokus op 'n kompetisie tussen hulle twee as op die liefde. Baie geskit hierso nou met jetski. Ons kan aan dink aan die liefde of die jetski. Ek dink dit ek het gehou van die kompetisie tussen julle twee. Ja. Daarna is dit hulle beurte vir alleen tyd. Cheers. En Rudy hulle is eerste en hulle kry love potions. Wat is die? Love potion. Wat? Wat is in dit? Shame en Lemery sê sy is regtig spyt sy het nooit op haar vliegtuig geklim nie. Ek is spyt dat ek nie op die vliegtuig geklim het in Desember nie, maar dit is so lekker. Dis amper daai van, if you find the person you want to spend the rest of your life with, you want the rest of your life to start as soon as possible. Oh, Lemery. Maar dis okay, jy's hier nou. En ons hoor sy verstaan hom regtig goed. Die feit dat hy al vir 'n baie lang ruk op sy eie was, maak dat hy baie keer mense kan, en ek dink nie kwaadwillig of bewustelik nie, maar kan uitsluit. Ek dink sy verstaan beter as wat hy homself verstaan eintlik. Hy is bang om sy vulnerability te wys. As die borrelwyn klaar is, is bietjie klaar. Nee, dan is die video klaar. En hy's nog nie klaar nie. Kyk tog so kyk dit in jou oë. Ek glo dit is ou mense flirt. Ag, maar sy sê hulle is nog steeds in die friend zone. Ek sal sê ons is ook 'n bietjie in die friend zone. En weer eens dis nie die vibes wat ek kry nie. Ons geniet mekaar se geselskap. Ek kry nie namens om praat en dit sal nie regverdig wees nie. Maar okay, Lisa, onthou, dis nou eers hulle derde date basically. Awesome. Definitief nog friend zone vibes op hierdie oomblik. Dan oor na Willie hulle. Wel sê dankie vir 'n lekker dag se ver. Ja, dit was nou lekker. En hy sê hulle is ook net as vriende daar. Ons het definitief hiernatoe gekom as vriende. Vriende met hopelike intensies. Ek weet nie of dit sin maak nie. Ek soek nie 'n friendship couple nie. Wees meer. Love potion. Kom ons vat dit as 'n shot. Ja, dis hy. Drink hom boetie. Okay. Cheers. So ja, ons hoor hulle vat ook dinge stadig. Ek dink nie daar's 'n spesifieke term al op ons verhouding of so nie, verstaan, maar En honestly, die vibes wat ek kry is dat hulle albei regtig wil hê iets moet develop. dis definitief nie 'n, hoe sê deesdae se kinders, 'n situationship. Dat mens nie weet wat aangaan en so nie. Maar dit voel net asof Willie nie heeltemal al daar is nie. Dit lyk vir my asof Silmarie al 'n bietjie meer daar is. Ek weet nie, my broer dink ek dit. Hier is nog alles baie lekker, verstaan en dit is nie lig nie, maar as mens nou by die huis gaan kom, dan is dit back to reality. Anyways, last date en Pieter en Ansel was die lucky eers wat 'n alleen date kry. Hallo. Ons Kevin. Hallo. Pieter, Hoe gaan dit? goed en self. To be fair, dit maak sin, hulle is die enigstes wat al actually soos Carol en Meisie is. So ja, hulle is ook op 'n boot of whatever. So we're going to head off soon into the mist and then go find some oyster seed. My favourite deel is om te hoor hoe Pieter probeer Engels praat. Okay. Have you eaten oysters before? Ja. Okay. Ja. Thank you. Okay. Cheers. Thank you. Shake. Maar ja, dan proe hulle ook oesters. And then that's the side to send it down. Maar Ansel is nie keen nie. Pieter traai dit, maar hy is ook nie regtig 'n groot fan nie. Okay. Ja. Right. Ja, en jy kom 'n paar keer. Ek dink ek sal definitief maar bly by my Karoo choppie of En ja, daarna klink hulle 'n glasie wyn. sê. Cheers, was 'n lekker
Lekker vakansie so ver gewees. En Ondel sê op die oomblik is alles net so natuurlik. Ja, dis rustig en is gemaklik en We love to hear it. so ja, ek's baie gelukkig. Nee, maar dan is ek ook hoor. Hoekom moet ek altyd doen wat jy wil my wil? Sou met my oesters eet nie. Dis hoe dit werk, Pieter. Dit letterlik staan so in die relationship handboek. What's yours is hers and what's hers is hers. Of so ietsie. Sjoe, maar Pieter sê dan ook, hy het geen klagtes nie. Ja, nee, ek geniet dit net om maar te wees en saam tyd te spandeer, so ek kan regtig nie kla oor ietsie. En Adzel vra dan, okay, so wat lê nou voor vir jou op die plaas, as jy terug is? So wat lê die week vir jou voor as jy nou terug gaan plaas doen? Verlange. Pieter! Ek het nie geweet jy's so smooth nie. Regtig? Ja, ek dink definitief om nou te boer, mens dink nou die hele tyd aan haar en jy wil met mekaar wees, so ja. Mouet! Ek love it. Vakansies saam met jou. Wat wil ek meer hê? Julle stop dit nou! En ons moet hulle praat oor die toekoms. Daar's 'n baie goeie toekoms vir ons, sal ek so sê. Ag nee, Pieter boek so lank hy trou venue, okay? En Pieter sê hulle is verlief. Ja, nee, definitief. Ek dink ons is definitief verlief. Ja, boy! Ons eerste album! Ek dink die eerste keer toe ek haar gesien het ek geweet. Hy noem hom ook sommer sy trouvrou. Ja, ek dink dit is maar my trouvrou. En sy noem hom basically haar trouman. As ek my trouman moet beskryf, sal ek definitief sê dis Pieter. Ek weet net hy is die een en kan nie wag om die res van my lewe saam met hom te spandeer nie. Res van hulle lewens? Ek het hoendervleis. Ek het letterlik hoendervleis. Honestly, hoekom wil ek huil? Dit is so mooi. I love. En ja, dis dan dit vir die episode. As ek dinge so bekyk, lyk dit of daar 'n hele paar van ons geliefdes is wat met vol harte, romanse en nuwe insigte terugkeer huis toe. Cheers op 5 redelike happy couples. Oh, well. My wyn is klaar, so die video is klaar. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En ons sien julle volgende keer met die laaste Boersoeke vrou Rika. Hoe het 14 weke so vinnig verbygegaan? Dis dan al van my en my tafeldoek.